Goeiemôre almal. Genade en vrede van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Groete uit die diepte van my hart. Jesus se skape, die uitverkorenes, die wat in liefde voorbestem is, die wat 'n seël van God het vir die dag van verlossing. Ek is die apostel Michael die engel en vandag gaan ons praat oor die soewereiniteit van God. Jy weet, hierdie idee van die soewereiniteit van God, wat die grondslag van die Christelike teologie is 'n soewereine God, 'n alomteenwoordige, alwetende en almagtige God. As 'n prediker nie bewus is daarvan dat die evangelie van ons Here Jesus Christus 'n onfeilbare evangelie is, wat absolute voorrang het, en dat die God van die Bybel die enigste God is, die soewereine God nie, dan sal daardie prediker 'n ateïs wees. En wanneer 'n ateïs begin om te preek, verander hy daardie mense in afgodsdienaars, omdat hy glad nie beskik oor die nodige openbaring van die absolute soewereiniteit van God nie. Toe die bekende Duitse teoloog Martin Luther, die heel eerste groot hervormer van die kerk, 'n persoonlike brief in sy korrespondensie aan Erasmus geskryf het, het hy die volgende belangrike woorde gesê: Ons idees en opvattings oor God word op 'n veelste menslike manier aan die wêreld verkondig. Dit is 'n waarheid. Wanneer jy na die meeste predikers luister, besef jy dat hulle God vermenslik het. En dit is iets baie oneerbaar. Dit is iets baie vernederends. Hierdie konsepte van God en die koninkryk van die Almagtige word iets uiters mensliks. Dus die manier waarop die oorgrote meerderheid Christene oor Jesus Christus, die God van die Bybel, die Almagtige dink, is net 'n absoluut menslike gedagte. En ek sal jou meer vertel. God het ons vandag, hierdie Sondag, van aangesig tot aangesig geplaas, wat ek moet jou meedeel dat, vir die meeste van diegene wat sê, Jesus is my Here, die ware, die wettige God van die skrifte, heeltemal onbekend is. Heeltemal onbekend. Ek soms nie baie gejaag nie, in die afgelope jare, omdat ek nie meer tyd daarvoor het nie, maar toe ek mense op kansels hoor sê het, kyk, God, wat liefde is, hy aanvaar elke soort liefde. Of dit nou liefde tussen man en vrou is, wat eintlik die absolute behoort te wees, maar ook liefde tussen enige geslag en so aan, want God is 'n inklusiewe God. Ek wonder altyd waar dit in die Bybel staan, dat God inklusief is, en dat enige vorm van liefde deur hom aanvaar word. Dit wil sê, om God te vermenslik, is om hom 'n mens te maak. Het jy nog nooit 'n baie aanhoudende pleidooi van 'n prediker gehoor, wat sê, gee God 'n kans, hy klop aan die deur, maak die deur oop, as jy dit nie oopmaak nie, sal hy weer klop. By die buurman se deur het hy gesê, kyk, Jesus, gee Jesus 'n kans, aanvaar hom. Heeltemal vermenslik. Het dit niks te doen met die Almagtige, die opperherder van die skape, die hoëpriester van ons belydenis, wat leef om vir ons in te tree, die een wat die apostel is nie. En profeet van ons siele, die Here, Almagtige, Koning van konings, Here van Here. Die God van die skrifte is nie die God wat deur die oorgrote meerderheid verkondig word nie, en nog minder so is hy bekend deur die evangeliese gemeenskap reg oor die wêreld. In Psalm 50:21 gebruik die Here 'n baie interessante uitdrukking. Hy sê, so het jy hierdie dinge gedoen, en ek het stil gebly. Jy het gedink ek was. Jy is gelyk, maar ek sal jou bestraf en alles voor jou oë stel. Jy het gedink ek was jammer, gelyk. So predikers deesdae, daar in jou route, hulle dink dat God gelyk is aan die mens. Hulle dink dat God liefde is en enige uitdrukking van die mens aanvaar. Alles is reg met God. Hulle weet nie wat die toorn van God is nie. Hulle weet nie wat veroordeling is nie.
Hulle weet nie wat die finale oordeel is nie. Hulle weet nie wat die regterstoel van Christus is nie. Hoe dan? Omdat hulle God vermenslik het. Hulle is onbewus van hul almag. Die Christene verstaan nie die almag van God nie. Hoeveel mense sê, kyk, ek was besig met iets en Satan het gekom en God se planne vir my lewe ongedaan gemaak. Nou, dit is absoluut kekkers om te dink dat Satan, die vyand wat verslaan is, die een wat die mag van die dood gehad het, die Here om vernietig het. Getargel, ek lees of reflekteer. Hebreërs 2:14 sê dat dit gebind beperk het en nie meer die lewe van 'n Christen kan binnendring nie. Ons is die uitsluitlike eiendom van God, 'n heilige nasie. Almagtige God, wie ken hom? Hy sê in die Psalm, dink jy ek is soos jy? En kan enige mag op hierdie aarde my ontwerpe ongedaan maak? Ag, en hoe meer absurd dit is dat hulle 'n leerstelling geskep het, genaamd die leerstelling van die vrye wil. Julle weet mos dat hierdie uitdrukking vrye wil nie in die Bybel staan nie. Hemelse drie eenheid staan nie in die Bybel nie. Om Jesus te aanvaar staan nie in die Bybel nie. Dit sê om te bely of te ontvang. En as gevolg van daardie leerstelling, wat 'n mitte is, 'n duiwelse mitte, wat God se heerlikheid steel en dit aan die mens gee. Ek sien mense sê, God kan nie in my oop boek inbreek nie. Ek eis respek van God. Kyk na 'n sterflike man wat stof word. 72 uur na die dood, begin hy uitmekaar val. Die mens is stof en word binne 72 uur weer stof. Dit laat God lyk soos 'n God wat na die mens kyk en sê, "Sjoe, ek maar die mens respekteer." En hy sê, "Dink jy ek is soos jy?" Dan is hy net 'n boodskapperseentjie. Dis hoe die kerk hom sien. Hulle het geen benul van die versoening deur die bloed nie, die ewige werk van Jesus nie. Deur die bloed van Jesus Christus oorwin ons. Deur die bloed van die lam, wat ons witter as sneeu gemaak het, toe ons so skarlaken en karmosyn was. Rooi, mense weet nie dat hy die enigste middelaar is nie. Hy is die versoening vir ons sondes. Hy het met sy bloed betaal. Hy het ons dood gesterf. Hy het in ons plek gesterf. Hy het vir my en vir jou gesterf, maar mense weet dit nie. Daarom vat die prediker die boek Openbaring en sê, kyk, maak die deur oop. As jy die deur wil oopmaak, ek staan hier en klop. As jy dit oopmaak, sal ek ingaan, indien nie, as ek buite, dis reg, ek sal aanbeweeg na die volgende een. Wil jy aanvaar, Jesus, hy God 'n kans. So, my geliefdes, ek sal vir julle sê, die God van hierdie eeu, wat by die oorgrote meerderheid bekend is selfs 'n obsessie met die kwessie van die duiwel in die kerke, met die demone. Die God van hierdie eeu is niks, het niks te doen met die soewereine God van die skrif nie. Die God wat op die meeste kansels verkondig word, is 'n fiksie wat deur die mens uitgedink is. Miljoene op miljoene Christene het afgodedienaars geword van 'n God wat onttrek is uit die vleeslike gedagtes van mense wat niks meer as ateïste is nie. Maar Jesus is absoluut oppermagtig. Hy is immer daardie allerhoogste opperherder van die skape. So ek kan my nie indink dat God almagtige, God van die heilige skrifte, hy het 'n tweede in bevel binne die kerke geword. Hy is een kant toe geskuif, want nou kom die persoonlike belange, dit wat verhandel word, die kommersialisme en so aan. En Jesus het opgehou om die belangrikheid te hê wat net hy het, want hy is die enigste godheid wat aanbid moet word. Hy is die rede vir ons redelike aanbidding. Hy is die absolute oppergesag, hy is die lewende God, hy is die ware God. Dit is die God wat ek ken, dit is die God wat ek verkondig, dit is die God van die Heilige Skrif,
Hy is die lewende en ware God. In Psalm 2 vers 9 sê die Here so: met 'n eysterstaf sal jy hulle regeer en jy sal hulle stukkend slaan soos 'n pottebakkerskruik. So sê die Bybel dat hy die pottebakker is, ons is die klei. En dat die pottebakker, sê Paulus toe hy aan die Romeine geskryf het, die reg het oor die klei om uit dieselfde massa, uit dieselfde moederskoot, een vir die verlossing en een te maak vir die verderf. Dit hang nie af van wie wil nie, dit hang af van wie hardloop. So, hierdie menslike God wat die mense ego streel, laat mense na die kansels toe gaan en alself in God se plek plaas en begin dinge sê wat God nie gesê het nie en beloftes maak wat God nie gemaak het nie. Het jy al ooit gedink Jesus sou 'n klomp mense roep en sê, mense, Vrydag het ons 'n skudding om my te verlos? Dis vir my. Om ons skud, want die duiwel is in julle harte, sê hulle vir die gelowiges. Maar die siel, die hart van die gelowige, behoort eksklusief aan God. Wie daar is Jesus. Dit beteken, as mense die skudding doen, is dit om Jesus uit te haal, want wat verwyder moes word, is reeds aan die kruis van Golgotha verwyder. Deur die bloed, deur die ewige offer, een keer vir altyd, het hy vir ons ewige verlossing gebring. Toe het hy gesê, hy is die pottebakker, hy het reg oor die klei, hy het die reg om te sê, hierdie een is vir redding, hierdie een is vir verlore gaan. Ja, dit hang nie af van wie wil nie, en ook nie van wie hardloop nie. En nog meer, sy plan is volmaak. Sy plaasvervangende offer is absoluut, een keer en vir altyd. Ek hoef nie waak, vas, offer, nie eet nie, nie drink nie, die ondergaan van verskeie wassings, doop, alles in 'n poging om te doen wat net Jesus aan die kruis van Golgotha kon doen. Daarom sê hy het as die pottebakker. En in die Psalm 2,4, hy sê dit steeds, kyk nou maar, staan op, hy wat in die hemele woon, die Here spot met hulle. So, God kyk na die aarde, sy troon, wat neerkyk op wat hulle die kerk noem. Hy lag omdat die absolute en universele oppergesag van Jesus geskit word deur nuwe predikers wat afrigters, beïnvloeders en hierdie hele vermaaklikheidsding insluit. Die altaar word in werklikheid het 'n verhoog en lofliedere niks met God te doen nie. Hy kon sê dat hy gees is en in gees en waarheid aanbid wil word. En mense het 'n vorm van lofprysing geskep, Satan het die karke binnegeval en vandag dans dit hier, spring dit daar rond. En waar woon die absolute, die allerhoogste? Herder van die skalper? In 1 Kronieke 29:11 hy sê, aan U Here behoort die grootheid, die mag, die eer, die oorwinning, die majesteit. Want alles wat in die hemel en op aarde is, behoort aan U. Aan U, o Here, behoort die koninkryk, en U is verhewe as hoof oor alles. Rykdom en eer kom van U. U heers oor alles. In U hand is daar krag, mag, by U is grootheid en alles. Hier krag. Dit is wonderlik. Dit is die God van die Bybel. Dis nie daardie fiksie wat mense opgemaak het nie. Hy heers oor alles. Kyk, in 2 Kronieke 20 vers 6 sê hy verder en sê, ag Here, God van ons vaders, is U nie die God in die hemel nie? Is dit nie U wat oor al die koninkryke van die nasies heers nie? Die krag en mag is in jou hand, nie in die hand van enige iemand wat jy kan weerstaan nie. Niemand kan God weerstaan nie. Alle mag is in die hande van Jesus. Wanneer jy hierdie openbaring het, het jy verligte geestelike oë. Jy het hierdie begrip van God se soewereiniteit. Jy het vrede. Jy het sekuriteit, jy het vreugde in die lewe, jy het 'n sin van doel in die lewe. En nie hierdie God wat deur vleeslike gedagtes geskep is, wat vandag oral verkondig word nie.
Die media is vol daarvan, die televisies is vol daarvan. Die mense het begin om 'n fiktiewe God te sien. 'n God wat die mens moet respekteer, 'n God wat nie die mens se vrye wil mag binnendring nie. Terwyl die Bybel hier sê, nou want. Dink na oor wat jy doen. Moenie oordeel volgens menslike maatstawwe nie, maar volgens die Here. Wanneer jy oordeel, is hy by ons. Hy is die regter, hy is die opperregter, hy is die voorstander van ons sake. Hy is die dokter van dokters, hy is die Vader. Pastoor, ek luister al 16 minute na wie. Ek het 'n Christelike agtergrond, dit kom van my familie af. Dis al 4 geslagte lank. Ek het nog nooit iemand dit oor sê nie. Ja, want die God wat verkondig word, is uitgedink. Dit is 'n fiksie wat niks met die almagtige van die Heilige Skrif te doen het nie. Ek hoop jy het die stem van God gehoor, dat jy jou lewe aan Jesus oorgee, dat jy vertrou, met jou mond bely en met jou hart glo, dat hy gesterf het. Hy het opgestaan, hy is die Heer. En op sy woord, daar is geen roepe nie. Jy het waarskynlik al gehoor dat motorvervaardigers af en toe in koerante en ander media adverteer. Kyk, ons doen 'n terugroeping. Ons het die remme deurmekaar gemaak. Ons het die veiligheidsgordel deurmekaar gemaak. Ons het in 1 stukkie fout gemaak. So onthou, ons maak 'n terugbel om die motor se foute reg te stel. In die Bybel is nog geen roetedoel. Daar's nie 'n oproep van God wat sê, "Sjoe, ek het 'n fout gemaak nie." Dit is hy wat die beheer het. Jy is so bang vir mense, jy vrees so baie, want Brasilia. Geliefde, luister. Daar is 'n God wat met 'n ysterstaf oor die nasies regeer, wat 'n tyd het en 'n manier van optree. En hy sê sy manier van optree is pragtig en die tyd is volmaak. Daar is 'n tyd vir alles onder die hemel. Ek wens regtig jy kan weer in aanraking kom met die waarheid van die Skepper, met Jesus Christus die Here, en nie daardie fiktiewe God wat daar buite is in die retetè en die springdansies nie. Jy sien, selfs die woorde van die liedere wat soms gesing word, het niks te doen met die Heilige Bybel nie. Het niks te doen met die almag van God, die alomteenwoordigheid van God, die alwetendheid van God, die soewereiniteit van God nie. Ek los hierdie woord omdat ek het dit van die Here ontvang. Ons kan God nie vermenslik nie. Hierdie idee van God is so broos, dat self Satan in staat is om die ontwerpe daarvan te vernietig. Dit is wetenskapfiksie, of dalk 'n menslike fiksie, verskoon my. 'n menslike fiksie. Jesus is die hoof. Gee jou lewe aan Here. Vertrou hom. Goed. Wat ek julle vandag geleer het, is 'n seël vir die dag van verlossing. Julle is deur die Gees verseël, want niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Ek sê met die jubele, amen, amen en amen. Dank God. In ons bediening is God God. Ons vermenslik God nie. Ek is so bang. Jesaja die profeet het gesê dat daar 'n persoon is wat beweeg voor die woord. Of Jeremia sê, weet jy wat is die belangrikste ding waarin jy jou kan beroem? Om my te ken. Dit is die grootste heerlikheid wat daar is. Om die ware God te ken. Nie waar nie. Nie die fiksie wat aan die wêreld verkondig word nie. Veral in die laaste 10 jaar. Hy is Here. Hy wou so graag hê jy moes hom hoor deur die lippe. Van 'n profeet van God tot sy eer, roem en majesteit. Wel, dankie aan ons televisiespan, dankie Louise José Carlos wat hierdie werk lei, dankie aan ons vertalers wat later ons boodskappe gaan vertaal, en hier bly weer 'n boodskap van God. Die waarheid maak vry. Jy het vandag die waarheid in die skrif leer ken oor wie die enigste God is, die Here Jesus Christus. Jy het ook geleer dat hierdie prediker God nie vermenslik nie, want hy is nie menslik nie. Hy is gees en kan nie vermenslik word nie. Wanneer hierdie waarhede die hart bereik, wanneer hulle diep resoneer en die hart diep tref, transformeer en regenereer hulle mense se lewens. En ek wil dit ook baie graag weer doen.
My uitnodiging is vir jou om te kom en saam met ons hier by Christus Wief te wees. Hier is 'n altaar, apostolies en profeties. Hier is die soewereiniteit van God. Alles in ons bediening bewys dat die mens klei is en dat God die allerhoogste God is. Jy 'n baie geseënde volmag. Dankie aan almal wat besluit het om saam met ons te wees. En ons gebede was vir ons staat, vir ons munisipaliteit, vir ons Brasilia, sodat God ons land werklik kan genees. Goed aan almal, 'n hartlike omhelsing van die apostel, genade en vrede in die naam van Jesus Christus, die soewereine God. Genade en vrede